In hierdie video gaan ek nou vir julle wys hoe om 'n organiseersak te maak waarin lapdoeke weggebêre kan word. Hier is 5 panele wat jy moet uitsny. Nommer 1 is die hoofpaneel agter, nommer 2 is die voorste panele, nommer 3 is bo, 4 is die sykante en 5 is die onderste deel. Nou begin nou by hierdie onderste een eers. Hier het jy 'n bodeel en 'n onderdeel van die lap en dan 'n aanstrykbatting wat jy op die onderste deel vasstryk. Om 'n stabilizer in te sit gaan help hoor dat hy mooi stewig is by hierdie onderste gedeelte waar die doeke moet op lê. So ek het sommer van hierdie stywe batting gevat, 'n stuk wat ek hier het wat ek nou daar gaan insit. Gaan kyk maar gerus by jou lapwinkel wat se stabilizers het hulle daar. Stik nou die boonste en onderdele met die stabilizer tussenin op die edge rondom aan mekaar vas, maar net op die kant, hoor, nie diep in nie. Knip die batting wat uitsteek aan die kante nou af, dat dit gelyk is met jou lap. Die voorkante, wat nommer 2 is, word nou oorgevou in die lengte, verkeerde kante op mekaar. Kyk dat die kante presies op mekaar is en dan gaan pres jy die vou plat. Stik 'n bostiksel 1 cm van die vou af op elkeen van hulle. Die agterpaneel wat nommer 1 is, word nou oorgevou met verkeerde kante op mekaar en pres die vou plat bo. Stik dan net so 'n millimeter van die vou af 'n bostiksel. Volgende stap is nou om hierdie 2 dele van nommer 2 wat nou hier voor gaan kom, net aan die kante vas te stik op die edge. Nommer 4, die sykante. My sykante het 'n naad hierbo, ingeval julle wonder, my lap was te min, daarom het hy 'n naad, maar as jou lap genoeg is, gaan jy nie daar 'n naad insit nie. So daar is my sykante nou. Tussen hierdie voorste band en jou agterste gedeelte moet hulle nou vaskom. Nou moet jy net jou agterste band gou om die kante vasstik reg rondom daar waar hy oop is, net om dit bymekaar te hê sodat goed nie nou rondskuif as jy hier vasmaak nie. Nou sit jy jou sypaneel op jou agterkant vas. Jy kan hierdie sypanele ook dubbel maak as jy wil. Omdat my lap baie dun is, het ek my ander goed dubbel gemaak. So die agterste een wil ons in elk geval dubbel hê want ons wil hê hy moet mooi deurskyn as hy oop gaan. Nou is hy vas daar. Die sykante op die agterste gedeelte, dis mooi plat gepres. Nou gaan ons die voorkante aan daai sykante vassit. Onthou dis nou jou roukante wat op mekaar kom, nie jou vou nie. Jou vou gaan later in die middel voor lê. So jy moet nou regte kante op mekaar sit. As dit vasgesteek, gaan stik nou die nate en dan pres jy dit. Nommer 1, nommer 2 en nommer 4 is nou vas. So nommer 4 is nou jou sykante aan die bokant van die sypanele. Gaan jy nou daai 2 nate laat oplaai hierso. Dan speld jy nou vir hulle daar vas op mekaar. Vou die naad nou oor na nommer 1, die agterpaneel, en speld dit vas. Dan vou nommer 2 oor, dis nou ons voorkant, dan gaan hy nou ook daar vaskom. So die 2 nate is nou so teen mekaar. Nou doen jy presies dieselfde op die ander kant. Dan gaan ons nou gou vir hom net gou op die edge 'n stiksel gee, net om hulle almal aan mekaar te hou. Volgende stap is nommer 3. Hy het 2 panele. Op elkeen van die 2 panele, op die boonste kant, gaan jy 1 cm diep in vir jou 'n lyn trek en vou hom in aan die binnekant toe op daai lyn en dan pres jy vir hom plat. Aan die onderkant van hom moet jy aan die kante net 1 cm merkie maak in en dan gaan jy vir hom daar op daai 1 cm merkie daarso net langs die merkie begin vaspunt daar en ook dieselfde op die ander kant net langs daai 1 cm merkie. Dan moet hy nou inpas daar en dan gaan jy die res van jou agterkant van hom ook gou so dat hy in lyn kom met die voorste een, hoor. Kyk laat hulle mooi oplyn daarbo. En dan gaan jy hom ook gou so vassteek daar. En dan gee jy vir hulle 1 cm stiksel daar. Goed, julle, nou is hy vas. Hy lyk nou so.
aan die kant en agterkant ook so. Nou moet hierdie twee aan die kante vaskom. So ons gaan nou net daai sakgedeelte so wegvou hier binne en dan moet hierdie twee verby daai sakgedeelte kom en dan moet hulle nou gou daar aan die kant vasgestik word op mekaar. Hoor, kyk, net versigtig dat jy nie in daai deel instik nie, hoor, net langsom. Goed, nou is hy vasgewerk rondom. Sy hoekies is mooi in hierso, die goed lyn mooi op die kante. Hierdie gedeelte wat nou hierbo plat gevou is, moet ons nou weer op mekaar vasmaak. Dan vou jy hulle nou maar net weer mooi op mekaar. En dan gaan ons hom gou op die edge stik en dan kan jy maar nog 'n stiksel binne te ook gee soos 'n twin stitch net om seker te maak hy is mooi vas daar. Daar is hy. So die boonste deel is nou gedoen. So nou is dit tyd om die laaste paneel is die onderste een in te sit. So ons moet hom nou die middel van hom merk. Ek sommer die middel albei kante, hierdie kant 'n merkie en ook aan hierdie kant. Nou moet ons die middel van ons agterste gedeelte ook kry. So ons sit die nate op mekaar en dan merk ons hier. So hulle moet nou oplaai nie. So ons moet nou kyk dat ons hulle regte kante op mekaar sit, merkies op mekaar, dan moet ons nou vir hom so vassteek. Daar. Hier aan die kant het ons 'n sentimeter natoelating, so merk nou op elke hoek 'n blokkie van 1 sentimeter. Speld hom nou verder vas, van die middelmerk af na albei kante toe. Sit maar genoeg spelde in julle hoor, kan nie wegskuif nie. Hier word hy natuurlik gestik tot daar by daai hoekie. En dan draai hy weer na die kant toe. Onthou tog dat jy hom reg het, dat hy nou nie twist as jy hierdie ding toe nie, hoor. Hou hom so dat hy so teen hom loop, dat jy kan sien dat hy nie gedraai is wanneer jy hom hier so oplaai nie. Dan steek jy nou eers die voorste kant by middelvoorse merk vas en dan steek jy die res tussenin vas. Op die kant moet hy nou weer so inpas. Nou gaan ons eers daai kant stik en dan speld ons weer die ander kant om en stik hom weer. Begin by die middel agter en dan stik jy tot by die hoekse merk. Dan backstitch jy en dan begin jy weer by die volgende merk van daai selfde hoek en dan stik jy weer tot by die volgende hoekse merk. Backstitch weer, dan draai jy en dan stik jy weer tot by middelvoorse merk. Dan backstitch jy weer en dan steek jy die ander kant om en stik dit op dieselfde manier. Nou is daai deel gedoen, dit is nou klaar vasgestik. Daar kan julle sien, hy eindig daar by die hoekie eindig hy, en dan begin hy weer daar, en so. Dan kom ons hoekies mooi uit, as ons hom nou wil omdoop, gaan ons sien ons hoekies het daar niks ingevou nie, dit lyk goed. So, nou doen ons net gou weer die ander kant. So, die ander kant is nou klaar vas in die middel daar. So, ons sit nou eers ons voorste kant. Kyk nou net, laat niks twist nie, hoor. Hy net reg omkom soos wat hy moet. Sit ons hom reg langs die ander een hier so neer. En dan pin ons vir hom daar vas. En dan moet hy nou maar net verder gaan. Kyk net, laat hy mooi oplaai langs hom, hoor. Nou gaan jy maar weer net ompin al die pad soos wat jy net nou by die ander ene gemaak het rondom, hoor. Nou is hy klaar gesteek. So gaan hom gou gestik rondom, dan wys ek julle hoe lyk hy. As julle hom klaar gestik het so, overlock sommer gou om, hoor. Ek gaan dit gou alles doen. Nou gaan ons net eers gou die velcro aansit hier agter. Hierdie patroon het 35 cm velcro nodig. My velcro is 'n bietjie min. Ek gaan hom aan elke kant 'n deel sit. So ons velcro is vasgewerk. Onthou tog jou velcro word aan die agterkant van jou sak vasgewerk.